Goeiemorgen, dit is vrijdagochtend 16 mei 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Elke jaar 16 Desember word geloftefees herdenk. Dit is die datum waarop die gelofte dan gehou was of in die voorafgaande 7 dae en dan het die slag van Bloedrivier plaasgevind op die 16de Desember. En teen daardie gelofte wat ons afgelê het, is dit eintlik 'n oorwinningsfees wat ons vier. Dis iets waarop ons trots behoort te wees en nie iets wat ons moet afwater ter wille van geskiedenis nie. Vir die afgelope paar jaar was ek elke jaar met 'n geloftefees betrokke, was ek die gasspreker en was dit altyd lekker om daar te kom staan en die entoesiasme van mense se gesigte sien, die afwagting en dan die reaksie op dit wat gesê word en dit wat jy uitbeeld en oordra aan die luisteraars. Vir die afgelope 3 of 4 jaar al is daar 'n spesifieke baie groot geloftefees wat elke jaar gehou word daar in Kreersdorp se wêreld en word ek uitgenooi daarheen, maar elke keer was ek reeds betrokke by 'n ander geloftefees en kon ek nie die uitnodiging aanvaar nie. Maar vir jare het ek toe besluit ek sal daardie uitnodiging aanvaar. Na 4 jaar, 3-4 jaar, het ek dit toe nou gesê, goed, ek sal kom en die geloftefeesrede kon lewer tydens die 16 Desember feesvieringe. Groot was my verbasing toe ek kort daarna 'n lys met reëls ontvang. In die eerste plek stipuleer die reëls dat ek net mag praat oor die geskiedenisgedeelte van die geloftefees. Dat daar geen politiek of politieke konnotasies aan hierdie feesverrigtinge geheg mag word nie. Dat daar geen agendas gevolg mag word nie. En dan laastens moet ek die toespraak 30 dae voor 16 Desember aan die komitee voorhou. Ek vra toe 'n opvolgvraag en ek sê nou, wie is dan die feeskomitee voorsitter? En die antwoord kom terug, dominees so en so. En net daar het dit my net weer eens getref hoe lamsakkig ons eintlik geword het, dat ons nie eers ons oorwinningsfeeste, ons geloftes wat ons aan ons Skepper gemaak het, met trots kan nakom nie. Dis asof ons nie trots mag wys nie, dat ons in hierdie tyd waarin ons lewe, nie meer ons eie mag nastreef nie, dat ons nie daardie historiese en volkgerigte platform kan gebruik om ons mense te motiveer ten opsigte van 'n baie onseker en duistere toekoms nie. Dat ons dit moet ignoreer en moet praat oor die geskiedenis. My antwoord was baie eenvoudig. Gisteroggend het ek laat weet en gesê, wel, as julle 'n historiese les wil kry oor Bloedrivier, kry enige geskiedkundige om dit vir julle te vertel. Maar 'n paar goed doen ek nie. In die eerste plek, moenie vir my voorskryf wat ek mag sê en wat ek nie mag sê nie. Moenie van my vereis om
voorbeelde te gebruik van situasies in Suid-Afrika wat verseker vir ons na 'n tweede bloedrivier toe gaan lei. As daardie platform nie gebruik kan word om mense, ons volksgenote te mobiliseer nie, is dit beslis nie meer die moeite werd om daar te wees nie. Want dan het ons so ver weggedwaal van dit waarvoor ons staan, dit wat ons voorouers by Bloedrivier in gedagte gehad het, want dit was die begin en die ontluiking van 'n trotse volk. En dit is wat veronderstel is om ons as 'n groepering, 'n kulturele en geloofsgroepering bymekaar te bring en dat dit amper ons kenmerk moet wees om dit te doen. Ek het nog nooit of baie weinig 'n toespraak gemaak van notas af. Gewoonlik sal ek hier en daar net 'n opskrifie sit, maar dan praat ek uit my hart uit oor hoe ek voel en ek praat oor hoe die mense reageer en hoe hulle met my terugkommunikeer. Want as jou mense opgewonde raak met oor dit wat jy oor praat en dit wat jy aan hulle oordra, dan bereik jy jou doel. Behalwe dat in hierdie geval is ek eintlik aangesê dat ek nie 'n doel in hierdie toespraak mag hê nie, niks anders as 'n historiese weergawe van wat het gebeur nie. 'n jaar gelede, met die geloftefees wat ek bygewoon het 'n baie jong komitee my kom vra en gesê, Oom Wynand praat vir ons 'n bietjie weier die implikasies. Praat met ons uit die hoek van jou vorige militêre ondervinding, want ons almal hier ken die verhaal van Bloedrivier, ons ken die verhaal van die gelofte, en ons gee erkenning aan die gelofte, maar vat 'n nuwe hoek. Want ons as jong mense moet gemotiveerd word vir dit wat voor lê en vir dit wat kan gebeur. En ons moet die paadjie vorentoe kan loop, gebaseer op die krag wat ons put uit die gelofte by Bloedrivier uit. As ons nie dit kan doen nie, is daar vir ons niks meer oor nie. Ons het die afgelope tyd gesien van hoe die eerste groep Suid-Afrikaanse vlugtelinge Amerika toe vertrek. Ons het die mense se houdings en opinies in Suid-Afrika gesien. Ons het gehoor hoe Cyril Ramaphosa sê dat hulle as lafaards uit die land uit gevlug het en dat niemand hier vervolg word nie, dat niemand hulle werke verloor nie, dat daar nie gediskrimineer word nie, dat daar nie 'n volksmoord aan die plaas vind is nie. Net om in 'n volgende toespraak te hoor hoe hulle verdere BEE-wette moet toepas, hoe hulle die ekonomie uit die hande van die wit man moet hou. En so gee ons prys en gee ons prys en gee ons prys en gee ons toe. Wanneer gaan die bewustheid dan kom dat ons ten minste ons koppe optel en met trots die toekoms inkyk, gebaseer op 'n gelofte wat ons gemaak het by Bloedrivier, waar ons 'n oorwinning behaal het. Maar nou moet ons nog jammer sê, ons moet versoen. Dit lyk vir my, dis die tema van die dag, ons moet versoen. Iets sê vir my, dat ons kerke is totaal en al van koers af en van die waar af en dat die versoeningsgedagte die Christelike redding oorskadu. Dat ons absoluut
alles moet prys gee waaraan ons glo, wat vir ons belangrik is, terwille van ons moet hulle tog net nie kwaad maak nie. Kom ons hou ons geloftefees, ons kom ons verpligtinge teen ons Skepper na, maar kom ons maak nie die regering kwaad nie. Die regering mag ons kwaad maak, laat die regering ons maar misbruik, dis reg. Maar ons moet dit tog net nie doen nie. Ek sal nie met trots op so 'n geloftefees kan staan en terugdink nie. Ek kan nie my Skepper so verloon nie. Ek kan nie myself so verraai nie. Dit was werklik waar vir my 'n vernedering. Dat mense wat so redeneer, kruiperig, onderdanig, in die eerste plek gedink het, dat ek sal sodanige geloftefees bywoon en toespreek. En hiermee het ek my standpunt rondom dit baie duidelik gestel. Die situasie in die wêreld, die fokus op die Afrikaner oorlewing, tans, die toenemende aanvalle van die linkse liberales op die behoudendes, daardie aanvalle vra dat ons koppe moet optel, dat ons die wêreld in die oë moet kyk, en beginne sê, gee ons die reg op lewe, gee ons die reg op 'n toekoms. Dat ons daai trots in ons kan laat groei en koester by ons kinders en kleinkinders tuis bring, sodat die dag aanbreek wanneer hierdie selfe lamsakkige regering ons nie kan beskerm nie, dat ons ten minste in staat is om dit self te doen. En moenie met ouderdom na my toe kom nie. As ons Hemelse Vader wil hê dat ou mense dit moet doen, dan sal ons dit doen. En dan beplan ons daarvoor en daarvolgens. As alles in Suid-Afrika platval en daar bestaan niks meer beheer nie, en ons is spoedig op pad daarna toe as gevolg van die uiterste swak leierskap in Suid-Afrika te midde van alle politieke groeperinge en partye, dan gaan ons in die posisie geplaas word waar ons na onsself en ons mense sal moet omsien. Kry dit in julle koppe. Geniet vanoggend julle kondensmelk koffie en ek praat maandagoggend weer met julle. Lekker naweek.